Goeiedag, welkom by Tabernadei se aanlyn diens. Ons sluit af vandag met ons jaar sowel as 'n 3-week reeks oor te veel bagasie. In die eerste week was die titel Boek jou tasse in. En ons nou juist gesê ons moet die bagasie wat sondes, gewoontes, goed wat ons deurgegaan het, wat ons saam met ons ronddra, ons moet dit kan identifiseer. In die tweede week was die titel Laat dit gaan. En amper soos Elsa van Frozen het ons gesê, let it go, daar's goed wat ek en jy hoegenaamd te lank saam met ons ronddra en ons moet dit van laat gaan. Hierdie week of vandag wil ek met jou praat oor reislig. Galasiërs 5:1 in die ou vertaling sê, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Mense wat baie reis sal vir jou vertel dat jy moet lig reis. Jy moenie met klomp tasse dra nie, jy moet eintlik die klere aan jou lyf en nog een dag ekstra klere saam met jou hê. Dis al wat jy nodig het. 'n Marathon hardloper dra nie 'n rugsak met al die aandenkings uit die verlede uit nie. Nee, hoe ligter jy reis, hoe verder sal jy gaan en hoe makliker is dit om hierdie reis te oorwin. Daar is 3 gedagtes wat ek by jou wil los. Die eerste een is fokus vorentoe, nie agteruit nie. Ek het toe ek klein was altyd gesê agteruit reverse. Ek en jy kan nie meer agtertoe gaan nie, ons moet vorentoe gaan. Jesaja 43 vers 18 sê, vergeet van al die dinge wat in die verlede gebeur het. Dis niks in vergelyking met wat ek nou gaan doen nie. Ek gaan iets nuuts doen. Dit het al reeds begin gebeur. Sien julle dit nie? Ek maak 'n pad deur die woestyn vir my volk om huis toe te kom. Ek maak vir hulle riviere in die woestyn. Ons moet uit ons verlede uitbeweeg om die beloftes van God wat voor ons is, in te neem. Sien, ons kan vasklou aan die negatiewe van gister en uitmis wat hy in store het vir ons. Maar ons kan baie keer ook vashou aan die positiewe van gister en versuim om in die nuwe in te beweeg. Die dinge wat die Here vir ons vorentoe wil doen, is soveel groter as enigiets agter ons. Dit sluit die negatiewe en die positiewe in. Die tweede gedagte is, moenie nuwe bagasie optel nie. Die vers waarmee ons begin het in Galasiërs in die nuwe vertaling sê, om vry te wees, dis waarvoor Christus ons vrygemaak het. Maak seker dat jy vry bly en moenie weer onder 'n slawejuk vasgebind word nie. Baie mense los hulle laste by die altaar, maar dan tel hulle dit net weer maandag op. Dit vat alles in jou en my om gewig te verloor en om gesond te eet. Gee my net 2 dae en ek leer jou al daai slegte gewoontes weer aan. En daarom moet ons nie die dinge optel wat die Here klaar ons oor oorwinning gegee het nie. Baie keer loop ons vir 'n tyd in oorwinning en dan vat ons weer daai goed op. So moenie daai bagasie weer optel nie. Die laaste punt, die derde punt sê, gehoorsaamheid hou jou vry. Nou, daar's 2 mans in die Bybel, hulle het amper dieselfde naam, maar hulle het al 2 baie groot bagasie, maar die verskil is die uitkomste. Nou Saul in die Ou Testament is die koning van die volk, maar sy ongehoorsaamheid en sy trots maak dat hy sy koningskap verloor. 1 Samuel 15:22 sê, maar Samuel antwoord, wat verkies die Here? Brandoffers of gehoorsaamheid? Gehoorsaamheid is beter as offers. Om te luister is beter as die vet van ramme. Sien, koning Saul verloor sy koningskap oor sy ongehoorsaamheid, oor al die bagasie wat hy saam met hom wou dra. Dan lees ons van iemand in die Engels, het hulle nou dieselfde naam, maar in Afrikaans praat ons van ou Saulus. En hy het soveel bagasie, hy ontmoet die Here, maar dan verander sy naam, want hy raak ontslaaf van sy bagasie. Die vervolger van die kerk, raak die een wat vir al die kerke briewe skryf, wat ek en jy nog steeds aan kan vasklou. Nou as Paulus van sy bagasie praat, sê hy in Filippense 3 vers 13 tot 14, nee broers en susters, ek reken nie self dat ek als is wat ek moet wees nie, maar een ding is ek seker, ek vergeet dit wat agter my lê en strek my uit na dit wat voor lê. Ek jaag wenpaal toe na die hemelse prys wat God deur Jesus Christus aan my gegee het.
Ware vryheid beteken om God se leiding te volg, selfs wanneer dit ongemak kos. Ek wil afsluit met 'n skrif in Matteus 16:24. Jesus het toe vir die disippels gesê, en hy sê dit vandag vir jou en my, as julle my volgelinge wil wees, moet julle julle eie ek prys gee, julle kruis op julle skouers neem en agter my aankom. Ek wil vir jou sê, jy hoef nie die weg uit te vind nie. Jesus loop klaar voor jou en hy wil daai vrag, daai bagasie van jou afvat, sodat jy al jou bagasie kan los by die kruis, jou eie kruis kan opneem en hom kan volg. En nou dat jou tasse nagegaan is, jy als laat val het wat geval moet word, is dit tyd dat ek en jy die nuwe jaar ingaan deur lig te reis. Ek wil net 'n paar praktiese toepassings by jou los. Die eerste een is, sê nee. Moenie nuwe bagasie optel nie. Jy's nou vry. Dan het jy ook nodig vir nuwe ritmes in jou lewe. Watter nuwe ritmes of gewoontes kan jou help om in oorwinning te leef? Kom ons lees Bybel, ons bid, ons aanbid saam, ons het fellowship saam met mekaar. Kom ons kom in nuwe ritmes, want ons ou ritmes het ons gebonde gehou. Ons nuwe ritmes gaan ons vrymaak. En dan die laaste punt is, deel jou storie. Jou storie van vryheid kan iemand anders help om vry te kom. Here Jesus, aan die einde van hierdie jaar wil ons vir U dankie sê dat U ons deurgedra het. Here, dankie dat ons van alle bagasie kan ontslaa raak en ek bid dat ons in hierdie nuwe jaar lig sal reis, sodat ons 'n impak kan hê, sodat U in en deur ons kan werk tot die verheerliking van U en U alleen. In Jesus naam, amen.